Môre vriende, bly om julle te sien en wonderlik om te weet so in die winter kan ons ook die warmte van ons medegelowigheskap ervaar. Ek kan nou self nie die koffiedrinkery bywoon nie oor die katechese het, maar ek weet baie mense gaan doen dit, ander gaan weer ek huis toe, maar gaan drink hulle so kopie koffie. En as jy vreemd voel, sê vir hulle, weet vir iemand, dis wie ek is, en begin dit 'n gesprek. Dis 'n vriendelike klomp mense, jy hoef nie sleg te voel om 'n gesprek te begin met iemand nie. Ons is baie welkom vanoggend, mevrou Betta Tron, daar by die orgel. Baie dankie, bly is hier by ons vandag. Dis vandag ook Doreen se verjaardag, die gereelde orgelis, sy is vandag 'n bietjie af. Goed, kom ons begin met lied 509, die eerste, die tweede en die vierde vers, op berge en in dale. Lied 528 is 3 verse, leer my u wil Heer. Dis tog vir ons baie belangrik, om die Here se wil te leer ken. Kom ons vra daarvoor in die lied.
Nou, interessant dat ons die laaste vers gesing het oor die gawes, en dan gaan ons nou sing by Luke 5:30, praat ek mense, engele en tale, en dan het ek al die gawes, maar as dit nie 'n liefde is nie, dan baat dit niks nie. Kom ons sing dan in die 3 verse. Ons gaan nou vir ons nou die gemeente gee vir die aand. Ja? Goeiemôre liewe gemeente. Vanoggend op ons gebedslysie het ons Koen Dievenage, Ronnie Visagie, Elsje Rigter, Albert van Sail, Maureen Smith, Nettie Visagie en Annemarie Gladenis. Ons bid vir hulle vir spoedige herstel of as hulle alleen of hartseer voel, ons dra in ons gebed op. Dan het op ons verjaarsdaglys het soos dominee gemeld het, wat nou vandag 'n bietjie af het. Corneille van der Westhuis en Willie van Wyk en Geraldine Vermeer. Dis die ouens wat vandag verjaar.
Philip Moorman wat gestudeer was vir die 27ste Junie. Ons gaan hom 'n bietjie uitskyf, maar ons sien uit dat die stille weebesaal wat op die 28ste Junie aangebied word, gaan ondersteun en asseblief. Ons gaan pannekoek bak daar, so dit gaan vir ons lekker wees om vir julle daar te sien. Julle sal ook in die banke bazaar kies gewaar. Dit is saam met die aankondigings by die deur. Ons vra dat u dit asseblief invul in julle hulp aanbied vir ons bazaar wat op Augustus plaasvind. Dan het ons vanaand 'n kerkraadsvergadering 5:00. Ons vra dat julle die kerkraad ook aan die Here opdra. Dit is nogal hoe sê ek het verantwoordelike taak om die kerkraad te dien. Ons vat nie ons rolle ligtelik op. So bid asseblief vir die besluite wat vanaand geneem word. Dan skryf jy 'n tekseksamen. So ons gemeente wil vir hulle en hulle ouers ook sterkte te wees. En daar is 'n sê wat sê wat jy insit is wat jy uitkry. So werk hard om die Here sal sy kant bring. Sterkte vir die ou doen. Dankie Elsana. Ek wil ook dit noem, ek het nou net hier buite gehoor, Elna Stander gaan vir operasie in môre, snikkel Kanaan ons gebede. Corneille Kombrink se dogter, Lenay, is in die hospitaal in Pretoria. Ons dink aan haar en hulle. Pietro Hekroot, wat al lang terug sleg gebrand het, wat ook 'n lang stryd in die hospitaal het, dink ek aan haar in haar stryd. Annemarie Gelderhuis was die week geopereerd, het baie goed gegaan. En so het ons 'n hele paar mense wat van tyd tot tyd in die hospitaal is en besoek word. En ons het 'n omgee groep wat dit baie ernstig neem om by mense uit te kom. As iemand nie by jou uitgekom het nie, dan moet jy weet, ons het net nie van jou geweet nie. En die persoon wat regtig waar soos 'n lig uitstaan in die hele omgee projek is Marita Pieterse. Nee, julle weet, sy is oral. Nie net by ons lidmate nie, sy is die hele dorp vol kuier sy die mense wat in moeilike tye gaan. En ek dank die Here ook vir haar en bid dat haar seën op haar arbeid sal bly. En ja, goed, kom ons sing nou saam as aanbiddingsliedere by lied 169. Ja, al 3 verse, heilig, 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 Heer God almagtig. En ons sing dit aan 1 met lied 253, U het die brood gebreek. En ons kan dit sommer staande sing.
U goedheid en u liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan antwoord op die Here se groet met lied 200, al die eerste 2 verse. Die goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Vriende, ons het almal sulke tye wat ons diep bewus is van ons sondigheid, waar ons diep bewus is van ons verlorenheid, partykeer sommer net oor die algemeen, dat jy net voel jy is soos 'n veertjie wat in die wind rondwaai. Maar wat ook al jou las vandag, kom ons gaan na die Here toe met daai las, jou sondelas, jou las van 'n gevoel van verlorenheid, of wat dit ook al mag wees. En ons doen dit met lied 232, sy eerste vers. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor
U heilige reg. Partykeer dan voel 'n mens, jy gaan Sondag na Sondag deur hierdie roetine en dit kan vir 'n mens net 'n roetine word. Maar die roetine kan ook vir 'n mens altyd weer help om diepte te vind. So ondersoek ons altyd ons hart, ons eerlikheid oor dinge, ons opregtheid. En nou het ons gesing oor ons sonde en ons het vir die Here gevra dat sy voldoening vir ons genoeg sal wees. En dit is my voorreg en is altyd 'n geweldige groot voorreg om te kan sê, as jy jou sondes bely het, God is getrou en regverdig, hy vergewe jou. Gaan leef met daardie vergifnis. Moenie gaan leef met die las wat jy saamsleep nie. Die las is af. Leef in die versoening wat die Here vir ons bewerk het. Kom ons sing by die 232 se tweede vers. Kom ons, ja, is reg. Drie-enige God, U wat ons Vader geword het deur Jesus Christus, U wat ook ons trooster is. Dankie vir al die genade wat ons sommer net vanoggend nog ontvang het. Dat ons U kon loof, U kon dank, voor U kon kom en kon sê ons is jammer en U vir ons vergewe. Dat ons hier kan wees in die verwagting dat U hier is en dat U met ons 'n pad loop en dat U vir ons 'n woord het om te gee. Ja, Here, dit is alles dinge wat ons aanvaar, maar U daag op. U is altyd hier. Eintlik is dit ons wat opdaag. Dankie dat U vir ons daai verkwikking in ons gemoed gegee het.
gaan sit saam met jou medegelowiges en gaan hoor wat die Gees vandag vir jou wil sê. Here, ons is bewus van baie mense onder ons wat op die oomblik swaar trek, op verskillende maniere. U wat hulle las ken, dankie dat u onder hulle las ingeskuif het alreeds, dat u hulle help dra daaraan, en ek bid dat hulle 'n diep bewussyn sal hê daarvan, dat u werklik by hulle teenwoordig is. Ons bid, Here, vir wysheid. Wysheid vir ons om te lewe elke dag. Wysheid om te weet wat is reg, wat is verkeerd, wat is gepas, wat is nie van pas nie. Dat U vir ons 'n onderskeidingsvermoë sal gee, dat die Gees ons baie sensitief sal maak. Ons bid so nou wanneer ons die woord open, dat ons fyn mag luister na wat U vandag op die hart het vir ons elkeen. Ek bid dit ook vir my, Here, wat die prediker is. U ken my baie goed. U weet dat ek met groot dankbaarheid hier staan en met groot nederigheid. Maar ek bid dat U die woord wat vandag kom, sal aanraak, dat dit nie myne is nie, maar dat elkeen dit sal hoor soos van U. Ek bid vir ons kerkraad wat gaan vergader net nou, dat U vir ons daar ook sal leiding gee, dat ons sal weet wat goed is vir hierdie gemeente, wat ons rol is, en dat ons dit met nederigheid en met toewyding sal bly doen. Ons bid vir ons kinders, van hulle wat nou hier sal kom sit, dat U hulle elke dag aanraak, elke dag lei, en dat U in hulle gemoed die seker wete plaas, ek is die Here se. Die Here het op 'n dag gesê, jy is myne, jy is my geliefde. Dankie vir die genade, in Jesus se naam. Amen. Goed, my maatjies, wil julle vorentoe kom asseblief? As ons net 3 vandag, kom nog toe. Ek kan maar sommer nie so kom, voorsig wat dit sê. Dit is mooi om te doen, dit verdriks. Ek is baie bly dat julle vorentoe gekom het. Dit was so rukkie gelede, so 2 weke terug, was het Pinkstersondag hier in die kerk gewees. En die Pinkstersondag het ons teruggedink aan die dag toe die Here sy Gees uitgestort het, als baie moeilik om te verstaan. Maar toe het daar, al wat daar was, in die tyd in die Bybel, so koppe vlammetjie gebraak. Dit lyk soos kersies, lyk dit my, ne? Maar die vlammetjie het op hulle koppe gebraak. En dit was 'n teken vir hulle gewees, dat die Here by hulle is, en dat die Gees saam met hulle sal beweeg. Maar dit was ook 'n teken dat hulle moet uitbeweeg na ander mense toe, vir hulle moet gaan vertel van die Here. Dat hulle, soos liggies van die Here, in die wêreld moet uitbeweeg. En dit wil ons ook wees, ne? Liggies wat skyn die Here.
En ook al dan kan vir julle vertel, daar was 'n tannie gewees, op jare terug, wat baie vir ons land beteken het. Ons het altyd uitgesien om te hoor wat sy te sê het, en wat sy gaan doen volgende, om ons land 'n beter land te maak. Die tannie se naam is Tuli Madonsela. En jy hoef nie die naam te onthou. Maar ek was eendag by 'n plek gewees, waar sy gepraat het, en vertel het van haar liefde vir die Here. En toe vra iemand vir haar, jy, oral waar jy gaan, is jy besig om goeie goed te doen, en jy help vir ons baie. En moet jy besluit om dit te doen? In hierdie land waar daar baie keer soveel slegte goed gebeur. Sê sy, toe sy klein was, toe sy by haar ouma groot geword. En haar ouma het vir haar Sondag kerk toe gevat. En dan is sy Sondagskool toe gegaan. Na by die Sondagskool het sy 'n liedjie geleer, wat sy nou nog elke dag sing. En die liedjie sal julle seker ook ken. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Dis haar lewens ingesteldheid. En sy leeftijd. En dis wat ons moet gaan doen. Ons moet ons klein liggie laat skyn. Maar daai dag gesê dit nou so sin. Dit was 'n groot gehoor gewees, met 'n groot klomp ooms wat daar by mekaar was. Daar was tannies op en daar was baie ooms. En toe sê dit so sin, daar was 'n aansig wat ons allemaal saam sing. En ek wil nou vra, allemaal sing saam. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Kom ons gaan dit doen. En dan vir julle elke keer 'n gesiggie gee met 'n glimlag. En dan gaan skyn julle hierdie. Sjoe, as jy dit weet waarom is nog ingaan. Die nie vandag uitgedeel is. En hier wat ek wonderlik sal wees, as jy nou vandag dit vir iemand gee wat vir julle lyk of dit baie gelukkig is. Sê jy vir hulle gelukkig. Dank jy wel. Vriende, ons gaan dan nou vandag die Here se woord oordink by Psalm 1. Psalm 1. Voordat ek die Psalm lees, wil ek net noem dat Psalm 1 is een van die jonger psalms. Maar toe hulle destyds, eeue terug, die psalms georden het, 'n bietjie soort by soort gesit het en so meer, toe het hulle Psalm 1 heel voorgesit, omdat Psalm 1 min of meer alles bymekaar vat, saamvat, wat die psalms as 'n geheel wil sê. Dit is 'n goeie inleiding tot die psalms. Soos ons in Engels sê, it sets the tune, sets the tone. Nou, daar's 3 partye wat altyd in die psalms voorkom. Gaan lees maar. By die meeste, ja. Amper almal.
kry jy die drie partye, God, die regverdige en die goddelose. Daai drie partye is in die psalms, en jy kry dit hier ook. Die ander ding wat jy deurgaans kry, is, daar word altyd verwys na twee maniere van leef. Die een is na God toe, en die ander een is weg van God af. En dis ook hier. En dan oor die algemeen, gaan Psalm 1 as die inleidende psalm tot hierdie wysheidsboek, want dis wat psalms as 'n geheel is 'n wysheidsboek, gaan dit oor lewenswysheid. Die boom hierso is 'n simbool van die ware lewe, geheim van die ware lewe. Nou, ek het 'n hele klompie vertalings gelees, behalwe nou 'n klomp Engelse vertalings, het ons deesdae heelwat Afrikaanse vertalings. Daar is nie een vertaling wat deurgaans alles vir my gevoel goed vertaal nie. Almal van hulle maak 'n bydrae, almal van hulle het 'n sekere punt waar hy sê, dis nou mooi gesê, reg gesê. Maar dan is daar ander punte waar hulle nie so goed sê nie. En wat ek nou goed gaan doen vandag is ek gaan lees by Psalm 1 in die 83 vertaling, en dan gaan ek uit 'n paar van die ander vertalings net 'n opmerking of twee maak, soos wat ons aangaan. Maar kom ons lees nou by Psalm 1. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan, en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Dit is die woord van die Here. En die tema is vandag, wees 'n koelteboom wat vrugte dra. So dit gaan oor 'n betekenisvolle lewe in Psalm 1, soos in die meeste psalms. Nou vriende, almal van ons, alle regsinnige mense, wil 'n lewe lei van betekenis. Almal van ons wil hê dat ons lewens waarde moet toevoeg tot die lewe oor die algemeen en tot ander mense se lewens. En as ek sê waarde toevoeg, dan bedoel ek nou hoegenaamd nie, nou onthou ek toe ek op skool was, as daai voeltjie ingevlieg het in die kerk, het niemand meer geluister nie, hulle die voeltjie dopgehou. Maar goed, ek sal maar deur dit werk. Nou die voeltjie my van my storie af. Ja, ek bedoel nie ekonomiese of finansiële waarde nie. Ek bedoel lewenswaarde, lewenssin. Dat ons lewens sin sal gee aan ander mense se lewens. Nou, dit is hoekom die simbool van 'n boom hier gebruik word. Dis 'n wonderlike simbool, 'n boom. Dis 'n simbool wat iets oordra van waarde, van standvastigheid, van beskerming bied, skuiling. 'n boom in die wysheidsliteratuur, soos die psalms nou is, word altyd geassosieer met wysheid, en dit het ook baie te maak met die Heilige Gees. Want wysheid in die Ou Testament, as jy dit gaan vergelyk met wat ons lees van die Heilige Gees, dan is dit baie dieselfde. Dus as jy wysheid in die Ou Testament eintlik moet lees die Heilige Gees, maar dit nou daar gelaat. Mense het graag, as hulle wou nadink oor iets, as hulle
rigting wou kry oor 'n ding, iewers onder 'n boom gaan sit. Dis nou nog so. Ons gesit onder 'n boom in ons ding. As daar 'n boom beskikbaar is, gaan jy na die boom toe. Mense het daai tyd ook, wanneer die wyses so onder 'n boom gesit het, na hulle toe gekom en kom vra vir raad, lei my bietjie, sê vir my, wat moet ek hier doen? Ek het nie regte rigting nie. Jy gaan soek 'n wyse onder 'n boom op. En jy kry 'n goeie voorbeeld daarvan ook in Johannes 1, wanneer Jesus vir Nathanael ontmoet. Dan sê Jesus, hierdie wonderlike ding van Nathanael, hier is nou 'n Israeliet sonder bedrog. Hy sê eintlik vir hom, hier is nou 'n man van wysheid. En dan vra Nathanael vir hom, Here, van waar af ken jy my? Want ons ontmoet dan nou. Dan sê die Here vir hom, maar ek het jou al vroeër onder die vyeboom gesien. Nathanael was waarskynlik iemand wat bekend was vir sy wysheid. Hy sit daar onder die boom. So wysheid is 'n baie belangrike element in ons gedeelte wat ons hier lees. Wie wil nie so wees nie? Dis regtig net goddelose mense en mal mense wat nie wys wil wees nie, wat nie 'n betekenisvolle lewe wil hê nie. Maar ons ander, wat, jy weet, ons volle verstand is en gekleer, ons wil waarde toevoeg tot die lewe. Dis hoekom ons is. Dis die goed wat vir ons vreugde gee. Nou is die vraag net, hoe bekom ons daai wysheid? En ons Psalm sê, jy bekom dit deur jou vreugde en jou seën te vind in die nadink oor die woord van die Here. Jy vind vreugde in die nadink oor die woord van die Here. Nou wat word bedoel met woord? Want as julle nou mooi opgelet het, sou julle gesien het dat woord word vertaal met 'n klein letter W. Nou ek gaan nou terugkom daarna toe. Maar die woord wat ter sprake is in Hebreëus is die woord Torah. Nou Torah vertaal ons baie keer met wet. En die ou Afrikaanse vertaling, die 33 vertaling, het dit ook so vertaal. Hy vind vreugde in u wet. En dan dink die mense nou goed, maar dit is iemand wat die hele dag sit en hy dink na oor die wette van die Here ensovoorts daar in die Ou Testament. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dis wat die Fariseërs gedoen het. Hulle het heel dag gedink oor die wet ensovoorts en hulle het wettisiste geword en Jesus het hulle daaroor aangevat want hy het vir hulle gesê, julle sit so die hele dag met die wet. En dan vergeet julle kan op 'n dag soos die Sabbat kan julle iets goeds doen. Julle die wet en al die goed waaroor julle dink, maar dit het nie vir julle wysheid gebring nie. So, dit moet nie vertaal word met wet nie, want dit verlei ons baie maklik ook tot wettisisme. Die ander woord waarmee Torah baie vertaal word en wat hier definitief ter sprake is die onderwysing van die Here. Dit wat die Here vir jou leer, die onderrig wat die Here vir jou gee, die leiding wat die Here vir jou gee, wat so oor die geslagte oorgedra word, dit kom by jou aan, want hulle daai tyd was nou nie die goed op skrif gehad in die begin nie, hulle het maar so gehoor, by hulle ouers, en so is dit oorgedra, hulle het gedink daaroor, en dan gewonder hoe moet dit hier by hulle toegepas word, ensovoorts, maar dit was 'n lewende ervaring van die lering van die Here in hulle lewens. Daarom is die 1998 vertaling in 'n sekere sin 'n beter vertaling, want hy het nou die wet uitgevat en vervang met woord. Maar toe sit hulle in met 'n klein lettertjie, want dit gaan nie net oor die Bybel nie. Dit gaan oor alles wat die Here vir jou leer
En die Here leer vir ons baie goeders. Hy leer dit vir ons deur die Bybel, hy leer dit vir ons deur die natuur, die Here leer dit vir ons deur boeke wat ons lees, deur mense wat oor ons pad kom, 'n fliek. Die Here, as jy oplet, praat die hele tyd met ons, dra die hele tyd aan ons sy leiding oor. Daarom dat die Afrikaanse Bybel vir almal dit sommer net vertaal met geseënd is hy wat luister na die Here. Dit is omtrent die beste vertaling wat jy kan gee. Dit is nie 'n direkte vertaling nie, maar dit vat die bedoeling baie goed saam. Geseënd is hy wat luister na die Here. Want die Here praat op baie maniere met ons. God praat, God begelei ons. Nou, hoe hoor ons die Here goed? Hoe is ons oop vir daai hoor van die Here? Nou, die Psalmis praat hier van, hy oordink dit dag en nag. Die ou rabbies het gesê, jy moet probeer om dit dag en nag te oordink. As die slaap jou oorval, dan moet jy môreoggend net weer inval waar jy in die slaap geraak het. Maar as ek later besef, is dit 'n rabbi wat dit kan doen, want hy het 'n ander werk nie. Maar toe begin hulle sê, jy moet net ten minste elke oggend en elke aand moet jy die woord van die Here oordink. En toe het hulle later gesê, dit het nou weer die gevaar dat jy dit nou formeel vanoggend en vanaand maak, maar tussenin moet jy dit wat die Here vir jou gesê het vanoggend of gister of wanneer ook al, moet by jou lewe. Dit moet saam met jou loop die hele tyd. Daar moet by jou 'n aandagtigheid wees. Nou, baie keer dan dink ons kan die woord aanskakel soos 'n draadloos, jy weet, net gou 5 minute die Bybel luister, of bietjie hoor of die Here vir my iets te sê het, of so iets, ek skakel dit gou aan, skakel dit weer af. Dit is nie hoe dit werk nie. Hierdie woordjie nadink word ook dikwels vertaal met prevel. Nou ek onthou toe ek in die weermag was, het ek ook baie keer vir die Joodse troepe moes kapelaan wees, maar ek het ook 'n paar van die rabbies geken toe ons opgelei is, en hulle het regtig waar die woord van die Here geprevel, soos wat hulle daaroor dink. Hulle het nou gelees wat daar staan, en dan het hulle eenkant gaan staan, en dan het hulle dit so oor, jy het nie gehoor wat hulle sê, maar jy het gehoor, hulle is besig om te praat, om hierdie ding oor en oor vir hulle self te sê, dat hulle baie keer ook so gewieg, sodat hulle met hulle hele lyf besig is om dit in te neem. Jy neem daai woord wat die Here vir jou gee op jou lippe en op jou tong. Jy herkoel dit. Jy laat dit deel word van jou lyf, afsak in jou. Dit is wat hier staan. Dat jy werklik waar moeite doen om te hoor wat die Here vir jou wil sê. Baie keer dan gaan dit met my so, dat ek is so sand. Jy weet, die water val deur die sand, onderuit. Dis nie goed nie. Dan in die woord nêrens geraak het. Die beste is, wanneer jy geleentheid gee, wanneer jy soos kleierige grond is, en jy gee geleentheid vir die water, om net so stadig deur jou te dring, pad te vind, in jou lewe in. As jy dit kan regkry, dan gaan jy die ervaring hê, waarvan ons hier lees. Hoe gereeld gebeur dit met jou, dat jy vanaand nog onthou, wat jy vanoggend gelees het? Hoe gereeld gebeur dit met jou, dat jy by die werk is vanmiddag, en dat jy onthou, wat die Here vanoggend vir jou gesê het? Dis wat ons wil hê. Ons wil
Ons wil hê die woord moet so by ons leef, dat dit net by ons opkom, so terwyl ons deur ons dag gaan. En dit beteken dat ons moeite sal doen. Ek gaan nou nie weer daaroor praat nie, want ek praat baie keer daaroor, en ek weet dit is nie maklik nie, maar ons moet moeite doen om goed te luister en om die konteks in ag te neem. Vriende, nie net die konteks in die Bybel nie. Nee, daar's 'n paar kontekste ter sprake. Daar's die konteks in die Bybel. Dit moet jy verreken. Waar staan dit? Wat word voor dit gesê? Wat word na dit gesê? Wat is die groter prentjie waarmee ek hier te doen het? Wat is die konteks waarin Jesus of Paulus of Petrus of wie ook al gesê of geskryf het wat hulle geskryf het? Dis als belangrik, baie belangrik. Maar net so belangrik is jou eie konteks. Want die Here praat ons nou met jou, en hy praat met jou nou hier in hierdie konteks. En die Here wil hê jy moet nou hier hoor wat hy vir jou wil sê, wat jy hier moet gaan doen. So jou konteks is net so belangrik. Om na die Here toe te gaan en te sê, Here, dis nou my situasie vandag. Dis hoe ek myself sien, dis hoe ek die lewe om my sien, dis wat ek nou alles beleef. Hoe impakteer hierdie woord vandag in my lewe? Neem dit baie ernstig op, konteks, joune en die in die Bybel. Ek sê meer van die Fariseërs wat eintlik daai ding nie in ag geneem het nie. Hulle het net hierdie wette vir mekaar gemaak en nou het hulle hierdie oor die 600 wette en hulle pas dit net toe links en regs. Die mense kry seer en mense gaan dood. En so het dit met Jesus ook gebeur. Hulle het dit so op hom toegepas en op die ou ende toe sy dood daaroor. Maar Jesus het baie keer vir hulle aangevat daaroor. En vir hulle gesê, ja, ek weet, dit staan daar, Moses het so gesê. Maar ek sê vir julle, dit werk nie soos julle dit verstaan nie. Ja, Moses het gesê, destyds 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar hy het bedoel, julle moet ophou om 2 oë vir 'n oog te vat. Julle moet ophou om al die tande te vat, terwyl daar net een uitgeslaan is. Daar moet geregtigheid geskied. Dis wat Moses wou sê. Ek sê vir julle, moet liewer slat nie beklei nie. Moet liewer slat nie op mekaar vloek nie. Leef net in vrede met mekaar. Dis wat ek vir julle vandag sê in hierdie konteks. So Jesus het ook so gewerk, hy het vir hulle gehelp om net los te kom van hierdie kontekslose woorde wat oor hulle kom. Nou dit was die wet. Nou dink mense vandag, maar nou is nie meer die wet nie, maar ons het baie tekste. Die Bybel is vol tekste. En ons moet net al die regte tekste bymekaar maak en dan moet ons met daai tekste met ons nou in die lewe gaan en ons moet vir mense gaan teregwys en aanhelp en al daai goeders doen. Ons nie regte tekste die hele tyd uithaal. Dis maar dieselfde ding as by die Fariseërs gedoen het. Dis net met iets anders. Dis nog steeds 'n geweer wat jy het. Baie keer 'n masjiengeweer, baie keer maar net 'n pistool. Maar hy's gelaai. En jy skiet met hom. Jy skiet daai ene wat jy glo verkeerd doen, jy skiet daai ene wat jy glo verkeerd dink ensovoorts. Lekker musiek in die beste. En behoede die ou wat in die pad kom. Hulle sal baie keer sê, ja, maar ek veroordeel nie vir jou nie, ek veroordeel wat jy doen. Dit was die spootval. Dan onderskei die koel nie tussen my en die sonde nie. Die koel tref vir my. Jy weet, en so ons moet versigtig wees hoe ons omgaan met hierdie goeders. En ek wil ook sê, vriende, jy kry predikers wat regtig konsentreer daarop. Hulle is op die internet, hulle is op baie plekke, om net sonde uit te wys en lekker te preek, dat die spoegspat en die sweet aftap en die bloed loop, soos wat hulle sondes uitwys en mense aanvat daaroor, maar is nooit hulle eie sonde nie. Nee. En dan loop mense eruit en dit is vir my die mees onverstaanbare. Hulle sê, ja, ons het vandag weer lekker geslaap. Hoekom?
Pleksie neem jy daar uit, ja, ek moet kyk na my lewe, dinge is nie reg nie, en jy gaan dit maak reg met die Here. Nou gaan hulle uit en hulle voel, ja, ek het my houe gevat soos 'n man. Nee, dit het Jesus gedoen. Hy het jou houe gevat. Ons moet nie dit leef nie. Ons lewe moet 'n lewe wees van oorwinning en van hoop en van liefde, omdat God in Christus Jesus alles gedoen het wat vir ons nodig is. Kort opmerkingie oor die Gees. Ek het net nou gesê, Gees en wysheid is in die wysheidsliteratuur, maar baie dieselfde. Ons moet vir die Gees, terwyl ons nou erns moet maak met hierdie teks, ons moet vir die Gees die geleentheid gee om in die ruimte tussen ons en die woord wat na ons toe kom, op watter manier het ook al by jou kom, om in daai ruimte kreatief te werk. Onthou in Genesis 1, lees ons die Gees het oor die waters gesweef. Daai sweef kan net so goed vertaal word met broei. Die Gees het oor die waters gebroei, en toe kom die wonderlike skepping tot stand. En daai selfde Gees wil in jou stilte tyd betrokke wees, vir jou help om te broei oor dit wat nou hier vir jou lê, wat jy dink die Here vir jou gee om te oordink, dat daaruit iets kan kom, iets groots, iets wat jou vandag kan lei, wat vir die lewe betekenis kan hê. Laat die Gees daar in daai ruimte inkom. Die Gees help dat jou denke nie mif raak nie. Die Gees help dat jou hart nie koud word nie. Dat daar nuwe lewe kom. Laat die Gees toe. Dan sluit ek af. Ons loop baie keer skeef. Dit is so. En as ons die Psalm lees, dan kry jy die indruk, jy kry mense wat altyd regverdig is, jy kry mense wat altyd sondaars is. Maar dis mos nie wat ek bedoel nie, dis 'n gedig. In gedigte maak jy gebruik van hyperbool, van vergroting, oordrywing. En hy hou net hierdie twee lewens voor, wat ons eintlik maar altyd gelyktydig in ons lewens ervaar. Al twee van hulle. Nou is daar 'n baie mooi ding in die Hebreëse teks, wat die ou Afrikaanse vertaling nogal behou het. Daar lees ons, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan in die weg op die weg van sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Wandel, staan, sit. Jy kan jou op 'n dag op die verkeerde pad bevind. Dan kan jy ook besluit, maar ek wil nie loop op die pad nie. Dan gaan van hom af. Jy kan op 'n dag niks vermoedend by 'n braaivleisvuur in 'n kring kom van mense wat arrogant is, mense wat dink hulle is beter as ander, mense wat nie praat soos wat hulle moet praat nie. Dan kan jy besluit, ek gaan nie uitloop of ek gaan sit, en ek gaan saamgesels. So hy sê vir ons, daar is elke dag 'n keuse wat jy kan maak. So wanneer die sonde so oor die pad kom, en hy vir jou so half wil inlok, vir jou sê, jy weet, stap 'n entjie saam, kom ons staan 'n bietjie hierso, ag kom ons sit sommer, dan gesels ons so lekker. Hou aan. Stap ander rigting, daarna waar die bome staan, daar langs die stroom, daar waar die wysheid is, daar waar die vrug is, daar waar die skaduwee is, en gaan vind daar vrede. En terwyl jy so te loop, as jy my raak loop, vat my saam.
Amen. Wysheid, Here, dit is wat ons kort. Ons kort die Gees wat oor ons gedagtes broei en lewe daarin laat kom. Ek bid, Here, dat ons 'n hele bosbome sal wees wat by die water staan. Amen. Kom ons dien nou die Here met ons gawes. Goed, kom ons sing nou daardie lied, ons harte is verheug. En dan is dit die seën, en daarna gaan ons weer sing, gaan dan neer.
Geliefdes, die Here seën en beskerm julle. Die Here laat sy aangesig oor julle skyn en is julle genadig. Die Here verhef sy aangesig oor julle en gee vir julle sy vrede. Amen.